Come thou fount of every blessing, to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, the name of God's redeeming love. Welkom by ons derde dag van ons 10 dae van gebed met die tema ontketen. Vandag se titel is Ontmoet Jesus wanneer hy ons verras. Nou Jonathan het in 'n klein rivierdorpie gewoon waar die waters altyd teen die oewers gefluister het, maar nooit bedreig het nie. Hy was 'n man van rotine. Hy het wakker geword vroeg in die oggend en sy tuin versorg, 'n rooibos tee gedrink by die stoep. Maar eendag het daar waarskuwings van swaar reën op die radio gekom, maar Jonathan het dit afgeskit. Die rivier was nog altyd net vriendelik met my, het hy vir sy bure gesê. Maar daardie vriendelikheid het een nag geëindig. Die reën het in laag geval en soos vuiste teen die dak geslaan. Die rivier het geswel, donker en rusteloos, totdat dit sy oewers gebreek het. Jonathan het wakker geword met die geluid van ruisende water. Sy vloerplanke het gebewe, hy het geen sandsakke, geen noodkussie, geen plan gehad nie. Sy tuin was reeds weg, ingesluk deur die stroom. Paniekbevange het hy probeer bymekaar maak wat hy kon. 'n Ou lantern, 'n paar klere, maar die water het vinniger gestyg as wat sy hande kon beweeg. Nebels het gedryf, mure het gekreun en Jonathan het besef die rivier het nie meer gefluister nie. Dit het gebrul. Hy het na die solder geklim. Sy hart het geklop en deur die venster gekyk hoe sy dorp onder die vloed verdwyn het. Die bekende strate was nou riviere, die huise was nou eilande. Jonathan het sy voorkop teen die glas gedruk, spyt swaar in sy bors. Hy het gedink voorbereiding is vir bekommernisse, nie vir hom nie. Teen die oggend het reddingsbote opgedaag. Jonathan is uit die wrak getrek van sy huis, bewerig en niks anders as die lantern vasgeklem nie. Hy het oorleef, maar die les was diep gegraveer. Die natuur wag nie vir diegene wat onvoorbereid is nie. Jonathan het besluit om van daardie dag af altyd gereed te wees. Soos ek gesê het, vandag se tema is ontmoet Jesus wanneer hy ons verras. Gaan hierdie, soos met Jonathan, 'n groot verrassing vir jou wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblik weer na U toe en ons vra dat die Heilige Gees hier met ons sal wees. Ons leiding sal gee terwyl ons U woord gaan studeer. Raak ons aan, wys vir ons die salige hoop wat daar is op die horison. Heer, hierdie wêreld is nie meer wat hy moet wees nie. Ons besef, ons het U nodig. Ons besef dat U moet gou kom, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokusteksverse vir vandag kom uit Johannes 14 vers 1 tot 3. Daar staan geskrywe: Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hierdie is 'n wonderlike belofte dat Jesus persoonlik vir ons 'n plek berei in die hemel. Dit spreek van Jesus se hartsverlange om 'n ewigheid saam met my en jou te spandeer.
ten spyte van ons swakhede, ons tekortkominge en hoeveel keer ons hom al teleurgestel het, gee hy ons hierdie belofte dat hy wel weer gaan terugkeer. Hy wil 'n ewigheid saam met jou spandeer. Hy wil 'n ewigheid saam met jou wees. Dit troos ons ook in die gebroke wêreld dat die nie ons tuiste is nie, maar dat daar 'n hemelse Kanaan voorlê en dat hy terugkom om ons te kom haal. Is jy gereed? Maar die vraag is, hoe gaan hy terugkeer? Gaan dit in die geheim wees? Gaan dit 'n geestelike terugkeer wees? Kom ons kyk wat sê die skrif vir ons. Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net soos Jesus nie net geestelik opgestaan het nie, net so gaan hy ook nie geestelik terugkeer nie. Die engele het die disippels gerusgestel en gesê dat Jesus net so sal terugkeer soos hulle hom sien opvaar het, fisies. Na Jesus se opstanding het hy hulle vele bewyse gegee dat hy nie 'n gees of net 'n illusie was nie. Hy het met hulle gepraat, hy het selfs dat Thomas aan hom vat en sy skentmerke in sy hande en voete voel. Jesus het in sy verheerlikte liggaam saam met sy disippels geëet. Brood saam met 2 disippels wat na Emmaus op pad was en later ook vis en heuningkoek saam met sy ander disippels. Saam Petrus en Johannes het Jesus ook brood en vis geëet. Dus het Jesus genoeg bewyse gelos dat hy nie 'n net geestelik opgestaan het nie, maar dat sy opstanding fisies werklik was. En hier in die bogenoemde tekste verseker die engele die disippels dat Jesus se wederkoms nie in die geheim sal gebeur nie. Nie geestelik sal gebeur nie, maar fisies sal gebeur, net soos hulle hom sien opvaar het. Net so sal hy terugkeer. Maar as Jesus nie in die geheim gaan terugkeer nie, hoe is dit dat Jesus sê dat sy koms soos 'n dief in die nag sal wees? Kom ons lees in Matteus 24, 42 tot 44. Daar staan geskrywe, waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Jesus se koms gaan wees soos 'n dief in die nag, as ons nie gereed is vir sy koms nie. Dit wil sê, as ons nie voorbereid is nie, en ons verhouding met Jesus nie standvastig is nie, gaan Jesus se koms wees soos 'n dief in die nag. Daarom moedig Jesus ons aan om nou gereed te wees vir sy wederkoms. Want hoe weet ons watter uur ons verlosser gaan kom? Kyk wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 4 tot 6. Daar staan geskrywe, maar julle broeders is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Kan julle sien? Sommige gaan onverwags gevang word, omdat hulle nie gereed is nie. Maar hier sê Paulus vir ons, dat ons nie kinders in die duister is nie. Die dag hoef ons nie onverwags te oorval nie. Vers 5 gaan voort en sê, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Dus God se kinders hoef nie onverwags gevang te word nie, want hulle is nou gereed vir Jesus se wederkoms. Dus die beste is om nou 'n vaste verhouding met Jesus aan te knoop. Nou die tyd te gebruik om jou verlosser te leer ken. Nou jou Bybel te studeer.
nou ernstig te bid vir die Heilige Gees se leiding, nou besig te wees met die sending wat Jesus aan jou toevertrou het. Die Gees van profesie sê, toe die tyd aangebreek het vir Christus om na sy Vader op te vaar, het hy sy disippels tot by Betanië uitgelei. Daar het hy stil gestaan en hulle het hom omring, met sy hande seënend uitgestrek, asof hy hulle van sy beskermende sorg wou verseker, het hy stadig tussen hulle uit opgevaar. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Lukas 24:51. Dit is in die Handelinge van die Apostels bladsy 32. Daar staan verder in die Gees van profesie, terwyl die disippels na bo gestaar om die laaste glimps van hulle opvarende Here te ontvang, is hy met groot vreugde deur die hemelse engele ontvang. Terwyl daardie engele hom na die hemelse howe vergesel het, het hulle triomfantlik gesing, o koninkryke van die aarde, sing tot eer van God, psalm sing tot eer van sy Here, o koninkryke van die aarde, van hom wat ry op die hoogste hemele. Gee sterkte aan God, sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte is in die wolke. Psalm 68, 33 tot 35. En hierdie stuk kom uit die Handelinge van die Apostels bladsy 32 en 33. Die belofte van Christus se tweede koms moes altyd lewendig in die gedagtes van sy disippels bly. Dieselfde Jesus wat hulle na die hemel sien opvaar het, sou weer kom om diegene wat hulle hier op aarde aan sy diens wy, na hom toe te neem. Dieselfde stem wat aan hulle gesê het, kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld, sou hulle in die hemelse koninkryk in sy teenwoordigheid verwelkom. Die Handelinge van die Apostels bladsy 33. Net so moet die wederkoms van Jesus ook in ons gedagtes lewend gehou word. Ons moet daaroor bepeins, ons moet ons hoop daarin plaas, ons moet uitsien na Jesus se spoedige terugkeer, want die wêreld is nie meer wat dit moet wees nie. Die ou wêreld is vol sonde, geweld, onluste, rampe en tragedies. As ons net vashou aan die lewe, is ons maar beklaanswaardige mense en sonder hoop. Jesus se wederkoms bied 'n vaste hoop. Nie meer as dit, 'n vaste belofte dat daar 'n hoopvolle toekoms is. 'n Ewigheid saam met Jesus, ons lewende verlosser. In 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18 staan daar, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Jesus se wederkoms is die beste dag in die wêreld se geskiedenis, omdat ons ons verlosser ontmoet. Die een wat vir ons sondes gesterf het. Die een wat Satan op die kruis oorwin het. Die een wat al die hemelse hulpbronne uitgeput het, sodat ons 'n ewigheid saam met hom kan wees. Dis die beste dag in die wêreldse geskiedenis, omdat daar geen meer pyn, lyding en hartseer sal wees nie. Maar is jy gereed vir daardie fantastiese dag? Hoe berei mens voor vir so 'n groot gebeurtenis, is die vraag. Kom ons lees Matteus 25, vers 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
En die middernag was daar 'n geroep: "Daar kom die bruidegom, gaan uit om hom te ontmoet." Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit." Maar die verstandiges antwoord en sê: "Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkoper en koop vir julleself." En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, maak vir ons oop." Maar hy antwoord en sê: Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Uit die gelykenis van die 10 maagde leer ons 'n baie belangrike les. As ons wys is, sal ons seker maak dat ons lampe ook gevul is. Dit wil sê dat ons gevul is met die Heilige Gees. Maar wat beteken dit om gevul te wees met die Heilige Gees? Wat sal ons maak met die invulling van die Heilige Gees? Ons sal besig wees met koninkryksprioriteite. En Jesus se teenwoordigheid sal in ons lewens gesien kan word. Die Heilige Gees sal ons toerus vir ons sending, transformeer in die heiligmakingsproses, en soos die 5 wyse maagde sal ons gereed wees vir Jesus se wederkoms. Miskien moet jy in hierdie oomblik vir God vra: Wat moet ek doen in my verhouding met Jesus, sodat ek gereed kan wees om hom persoonlik te ontmoet wanneer hy kom? Maak jou hart oop vir wat God ook al in en deur jou wil doen. As hy jou beïndruk om iets te doen, neem daardie stap in jou verhouding met hom. In die gees van profesie staan daar: Na die heiland se hemelvaart was hulle nog altyd bewus dat die goddelike teenwoordigheid vol liefde en lig nog steeds by hulle was. Dit was 'n persoonlike teenwoordigheid. Jesus, die heiland wat met hulle gewandel en gespreek en gebid het, wat hulle hartig bemoedig en getroos het, is met die vredesboodskap op sy lippe uit hulle midde in die hemel opgeneem. Toe die engel wou hom ontvang, het hulle nog sy woorde gehoor: Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy het in menslike gedaante na die hemel opgevaar. Hulle het geweet dat hy nog immer hulle vriend en verlosser voor die troon van God was. Dat sy toegeneendhede nog onveranderd was. Dat hy hom vir ewig met die lydende mensdom vereenselwig. Hulle het geweet dat hy God die deugde van sy bloed aanbied, en dat hy sy deurborende hande en voete aan hom toon ter herinnering aan die prys wat hy vir sy verlostes betaal het. En hierdie gedagte het hulle versterk om ter wille van hom smaad te verduur. Hulle verbintenis met hom was nou sterker as toe hy persoonlik by hulle was. Die lig en liefde en krag van 'n inwonende Christus het deur hulle uitgestraal, sodat mense dit gesien en hulle daaroor verwonder het. Jesus se wederkoms gaan 'n wonderlike dag wees. Dit gee ons die salige hoop, maar ons moet net soos die disippels 'n sterker verbintenis met hom bou. Ons moet die lig en liefde van 'n inwonende Christus beleef, en dan moet dit uitstraal in ons lewens, sodat mense ook in ons Christus kan sien en hulle verwonder. Jesus berei vir jou 'n plek voor om 'n ewigheid saam met jou te spandeer. Voel jy die nodigheid van die Heilige Gees om jou te help voor te berei vir Jesus se wederkoms? Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblik weer eens na U toe. Ons is al by ons 3de dag wat ons toewy aan U in hierdie 10 dae van gebed. Heer, ons wil spesiaal bid dat U ons sal help om ons harte voor te berei vir U wederkoms.
Help ons om ons lampe te vul, om ons harte te vul met U en besig te wees met U koninkryksprioriteite. Ons bid spesiaal vir die Heilige Gees se leiding om elke persoon wat ingeskakel is voor te berei om Jesus te ontmoet wanneer hy terugkeer. Gee ons die behoefte, o Heer, om ons lewens voor te berei vir die grootste dag in die heelal se geskiedenis, die salige hoop. Transformeer ons lewens, vul ons met U Heilige Gees, help ons dat ons soos die wyse maagde sal wees. Help ons, Heer, dat ons nie soos Jonathan sal wees en die waarskuwings van U koms eenkant toe sal stoot en sê, dit is nie vir my nie. Want Heer, dan weet ons gaan nie voorbereid wees nie. Daarom vra ons daadwerklik, vul ons met U Gees. Transformeer ons lewens. Vul ons met die Heilige Gees. Help ons om ons sending vol te staan. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.